Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ja, ons is besig met die boek 1 Johannes en ons gaan vandag met mekaar gesels van 1 Johannes 4 af, daarvan vers 1 en ons gaan tot en met vers 6. So dis 6 verse waaroor ons gaan gesels wat dan ook 'n eenheid vorm en ek bid dat dit regtig vir jou waardevol sal wees hierdie geleentheid. En ja, voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir die liefde, dankie vir alles wat U van ons doen. Dankie dat U getrou is, dag in en dag uit. Dankie vir U woord en die woord wat ook vir ons lewe gee. Dankie Jesus vir die lewe wat U aanvanklik vir ons kom gee het en dat ons deur in U te glo die ewige lewe kan hê. Dankie dat U deur ons werk. Dankie Heilige Gees dat U die volheid van Jesus in ons na vore bring en die woord aan ons openbaar. Ons is vandag weer in afhanklikheid voor U en ons bid dat U hierdie gedeelte uit 1 Johannes 4 aan ons sal openbaar. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ouder gewoonte sal die teks op die skerm verskyn en ons werk uit die 83 vertaling uit. Ons gaan lees van 1 Johannes 4 daarvan vers 1 af, en soos gewoonlik begin Johannes en hy sê weer geliefdes, want hy is hierdie liefling disipel wat baie werk met die liefde. So hy sê geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die Gees van God het nie. Want onthou nou, hoekom sê hy dit? Want in die konteks van hierdie gebeure vir die mense vir wie hy skryf, was daar vals profete, vals leraars gewees. Mense wat gesê het, maar Jesus Christus is nie werklik God nie. En dit het die gelowiges die mekaar gemaak, en nou kom Johannes en hy probeer mos nou maar hulle perspektief regstel, hierdie wanpersepsie regstel, en hy sê vir hulle eintlik, hoor jy moet nie enig iemand glo wat net vir jou 'n klomp goed sê nie. Dus kom hy sê, moenie enige een glo wat sê dat hy die Gees van God het nie. Want van hulle het gesê, maar ek het die Gees van God, ek praat omdat ek lief is vir God, en dan verkondig ek hierdie goed, en eintlik het hulle dan 'n klomp dwaalleer verkondig. Hy sê, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld. Nou, Johannes sê, in sy tyd was dit die geval gewees. En glo my, vandag in die tyd waarin ek en jy leef, is daar net so baie vals profete. Vals profete wat onder andere sal sê dat Jesus Christus nie opgestaan het uit die dood uit nie, dat Jesus Christus nie waarlik God is nie, dat hy was maar net 'n mens gewees wat passievol was vir die saak waarvoor hy gestaan het. So dit is daar in vandag se tyd ook. En hy sê vir ons, en hy sê daar's baie vals profete in die wêreld, en dan sê hy vir ons, goed, met die feit dat daar 'n klomp vals profete is, sê hy, ek en jy as gelowiges het 'n verantwoordelikheid rondom dit. Hy sê, maar ondersoek elkeen wat na jou toe kom en met jou praat oor die woord en kyk of hulle lewenswandel reg is. Kyk of hulle glo dit wat jy glo ook. Hy sê, ondersoek of sy Gees van God afkomstig is. Of hy praat vanuit Godheid, of hy praat vanuit 'n geesvervuldheid, Heilige Geesvervuldheid dan ook. Hy sê in vers 2, hieraan, of hulle die Gees van God in hulle het, hieraan ken julle die Gees van God. En dan sê hy, maar hoe gaan ek weet of hierdie persoon die regte goed sê? Hy sê, dit is as hierdie persoon saam met my kan bely, elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is. Nou as hy sê dat Jesus werklik, kom ons lees dit maar eers. Hy sê, elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is, wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. So, baie belangrik, hy sê, elkeen wat bely, soos ek het bely, glo ek dit en ek leef dit, dat Jesus werklik die Christus is. Nou as hy sê dat Jesus die Christus is, bedoel hy daardeur dat Jesus die Messias is, dat Jesus die gestuurde van God is, dat Jesus die Seun van God is, dat Jesus die ene soos wat Matteus sê,
die verlosser is wat na hierdie wêreld toe gekom het om ons te red uit ons omstandighede uit, om ons van ons sondes te verlos ook en te bevry. So as hierdie persoon dit kan bely, dan weet jy God se Gees werk in hom. Nou daar's 'n gedeelte in 1 Korintiërs 12 wat vir jou ook baie dieselfde sê. Nou ek wil dit gou vir ons lees, 1 Korintiërs 12 vanaf vers 3. Wanneer Paulus skryf, iemand wat sê vervloek is Jesus, dat so 'n persoon nie deur dieselfde Gees van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here, dat Jesus die Messias is, die verlosser is, dat hy die Here is nie. Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. So, as jy getuig met jou hele lewe dat Jesus die Here is, dan is die Heilige Gees in jou, en deur die werking van die Heilige Gees getuig jy dit. En dit is wat Paulus hier kom sê. Hy sê nie elkeen van hierdie valse profete sal dit kan sê nie, want hulle dink anderste oor Jesus. Hulle sê Jesus is nie God nie, of hulle sê Jesus het nie werklik opgestaan uit die dood nie, dis bloot metafories, of wat ook al. Hy sê, dan moet jy dadelik rooi ligte sien. Vers 3. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, dat hy die Here is, dat hy die Christus is, wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Dis is hy 'n vals profeet, of 'n valse leraar. Hy het die Gees, kyk, Johannes draai geen doekies om nie, en hy sê, hy het die Gees van die Antichrist, die Gees van wie julle gehoor het, dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. Die Gees van die Antichrist wat teen Christus is. En dit weet ons, dit gebeur in vandag se tyd, in my en jou tyd, dat daar baie antichriste is. Mense wat teen Christus is, teen die Christelike geloof is, en mens moet versigtig wees om dit wat hulle sê, deel van jou lewe te maak. Jy moet eintlik glad nie, want hulle werk vanuit 'n ander beginsel uit, en 'n ander verwysingsraamwerk uit. En dan sê hy vir hierdie gelowiges, julle moet onthou, vers 4, julle behoort aan God, liewe kinders. Dis baie belangrik, jy behoort aan God, so jy is God se eiendom, hy het jou dier gekoop, jy is deel van die koninkryk van God. Nou, hoe behoort ons aan God? Dan skryf hy hier, kinders, julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin. Hoor wat sê hy vir my en jou? Ons het die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duiwel wat in die wêreld is. So hy speel dus die twee te mekaar af. Hy sê, gaan kyk bietjie na jou as Christen se identiteit. Jy is in Christus, jy behoort aan God, jy's 'n koninkrykskind, en dan het ons hier die ander mense wat nie Jesus Christus aanvaar nie. Hulle is van die wêreld, hulle is die antichriste, hulle is die vals profete. En nou sê hy vir jou, kom ek praat gou met jou. En hy sê, jy moet weet, jy wat 'n kind van God is, jy het eintlik hierdie vals profete klaar oorwin, want die Gees van God is in jou. En die Gees van God sal jou begelei deur hierdie lewe. Hy sal vir jou 'n herder wees. Hy sal vir jou wysheid en insig gee. En hy sal jou beskerm ook. Want hy sê, hy wat in jou is, dit is die Heilige Gees, is groter as die duiwel wat in die wêreld is. Want onthou, Christus het klaar, hier wanneer hy skryf, en wanneer ek en jy dit vir vandag vir mekaar sê, dan kan ons sê, maar Jesus Christus het klaar die duiwel oorwin, hy het klaar vir Lucifer, die antichrist, hy het hom klaar oorwin daar aan die kruis, toe hy gesterf het, en opgewek is uit die dood uit, is die oorwinning behaal. En omdat ek en jy in hom glo, het ek en jy deel aan daardie oorwinning. En dit moet ons altyd onthou. Onthou wie jy in jou is, die sterker ene, die Heilige Gees. Vers 5. Hulle, dis nou hierdie ander groep, hulle behoort aan die wêreld, so hulle behoort aan die duiwel.
En wat hulle sê, is dis van die wêreld afkomstig. En die wêreld luister na hulle. So hy sê, almal luister na hulle, almal wat nie in Christus is nie, sal aanhang dit wat hulle sê, want hulle weet nie van beter nie. Ons, nou praat hy weer met die gelowiges, ons behoort aan God, en wie vir God ken, menende wie in verhouding met hom leef, luister na ons wat hierdie evangelie verkondig, die goeie nuus versprei. So dan luister julle en julle leer by ons, sê Johannes eintlik. Wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. So die mense van die wêreld wil nie luister wat gelowiges verkondig nie. Hulle wil nie, want die wêreld is maar in botsing met dit waarvoor God staan, met die koninkryk van God. En hy sê, onthou, dit is wat gaan gebeur. Hulle gaan dit nie sommer net goedsmoeds aanvaar nie. Hulle luister nie na ons nie, sê hy. Hieraan kan ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei. So hy sê, as jy nou vandag bekommerd is, en jy sê, ek is nogal bekommerd, want as ek lees oor die eindtye, dit wat gaan kom, en die antichrist, en die vals profete, hulle is al reeds daar. Maar nou sê hy vir jou, onthou nou, jy wat in Jesus Christus glo, as jou verlosser, aan Jesus as die Christus, die Messias, die gestuurde van God. Hy sê vir jou, weet jy wat, onthou dat die Heilige Gees binne in jou is. En omdat die Heilige Gees binne in jou is, moet jy besef, dis die sterker ene. Dis die ene wat klaar die wêreld oorwin het, wat klaar die duiwel oorwin het, is binne in jou. Dis Jesus Christus, dis God se Gees wat binne in jou is. En hy sê vir jou, hy sal vir jou wysheid gee, hy sal jou begelei deur hierdie wêreld, sodat jy nie deur hierdie vals profete ingesluk word en verlei word op die verkeerde pad nie. En dit is die hoop waarin ek en jy kan vashou vir hierdie lewe. En hy sê, onthou net, hou daarmee rekening, dat dit wat ek en jy verkondig, dit waarvoor ek en jy staan, dat Jesus die Christus is, hou die wêreld nie van nie. En die wêreld sal altyd daarteen wees. Maar dit beteken nie ek en jy moet ophou om te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Ons sal dit praat tot op die laaste dag van ons aardse lewe, en ons moet dit leef ook. Deur die werking en deur die krag van die Gees. Want Paulus skryf ook in sy ander briewe, skryf hy, onthou nou, en in die boek Handelinge natuurlik, met die Gees wat in jou gekom het daar krag in jou gekom, is die opstandingskrag van Christus in jou, wat jou help en wat jou bemagtig om regtig ware getuie te gaan wees. So, vals profete is daar, hulle is oralste, mense hoor dit, ons lees dit in die, op sosiale media, ons lees dit in die koerante, ons hoor dit, en weet net, jy is veilig in God, leef jou getuienis uit. En dit is my gebed, dat jy dit werklik waar sal doen, en dat die Heilige Gees vir jou sal help om dit te doen, en dat jy die krag van die Gees sal ervaar ook. Gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en dan is daar's 'n paar vrae wat jou sal laat nadink, en goed waaroor jy, waarna jy kan oplet, ook vir jou lewenspad vorentoe. So baie sterkte vir jou, ook vir die pad vorentoe. Kom ons sluit die oë, en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir u liefde. Dankie dat u, Here Jesus, dat u die Christus is. Dat u die Messias is, die een wat gestuur is na hierdie wêreld toe, dat u ons verlosser is. Baie dankie dat u die Heilige Gees as waarborg gegee het, dat ons die kinders is. Heilige Gees, dankie dat u ons begelei in die lewe en vir ons 'n gees van onderskeiding ook gegee het, wanneer ons te doen het met die antichrist, met vals profete. Here, help ons en beskerm ons vir die pad vorentoe. Maar help ons, sodat elke gelowige hulle getuienis aksie sal uitleef in 'n wêreld wat dit so nodig het.
Baie dankie vir medegelowiges. Baie dankie dat ons mekaar kan ondersteun ook. Vader, ek bid dat U elkeen sal seën wat ook na hierdie boodskap luister. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dit is my gebed dat jy uitgaan en 'n verskil gaan maak in hierdie week. Groete, as die Here wil, gesels ons volgende week van 1 Johannes 4, daarvan vers 7 af, en dit is tot en met vers 21 gaan ons gesels. Groete.